Luister, ek weet nou nie, ek moet nou eintlik soos met daai meubel advertensies en goeders moet ek nou sê, kyk hier, ek sit op 'n splinternuwe stoel, deur myself en die span reggemaak, maar nou ja, van 'n splinternuwe stoel gesels ek ook nou met Wenzel oor sy splinternuwe enkelsnit. My vriend, hartlike goeiemôre, baie welkom. Pieter, wat 'n voorreg om hier op hierdie bank te sit en te kuier vandag. Jy lyk gebou vir daai bank en asseblief mag dit nou nie die laaste keer wees wat ons saam kuier. Nee, definitief nie. Net so vinnig, jy weet, ek geniet jou musiek, ek het jou raakgeloop op die sosiale media platforms. Van waar af is jy? Wat doen jy? Is jy voltyds in die musiek of is daar maar 'n paar ander dingetjies wat jou ook besig hou? Pieter, ek's gebore in die Vrystaat in Welkom en groot geword in Orendalsrus. En ja, daar matriek geskryf en ja, na matriek het ek die voorreg gehad om te boer tot so begin van die jaar. Ja. Of ja, so 'n maand, 2 maande terug so. Ongelukkig het die Here 'n ander plan gehad met ons raak in die plaas en die boerdery. En ja, nou boer ek nie meer met skapies nie, nou boer ek met liedjies. So En ons is bly jy boer met die liedjies. Baie. so, ja, ek is baie bevoorreg. Net die genade van bo af. Nou, om van boer na musiek toe te gaan, ek meen, dit is nie sommer net 'n oornag ding nie. Eintlik was musiek sekerlik tog deel van jou lewe gewees. Ja, nee, definitief. Het al baie jare gevat vir waar ek nou is. Ek dink in my storie het daar 'n klomp dinge al in my lewe gebeur, deure wat toegemaak het. En vir daai deure om toe te maak, het deure oopgemaak. Ja, absoluut. En Nee. die deure is oop en hier sit ek vandag. Dis soos jy nou net gesê het, ongelukkig het die Here 'n plan wat die boerdery aanbetref, maar gelukkig het hy weer 'n plan wat iets anders aanbetref. Dis hy, een deur maak toe. Ek sê altyd as ek by my shows kom vir die mense, dis soos Absa. As jy by Absa aankom, is daar een deur wat jy moet deurgaan. Hy moet eers toemaak vir die volgende een kan oopgaan. So ek voel dit is hoe my lewe is sover. Ek dink daar's baie mense wat kan saam met my stem dat dit so werk. So. Luister maar, jy het ook onlangs verloof geraak, né? Dis hy. Ja, die groot dag is hoeka volgende naweek. Ja, so ja. Maar ek wil daarom net sê, ek weet jy het op een van jou posts ook gesê van 'n fake show tot trou. So wat beteken dit? Wat wil jy sê? Ja, man, ek het haar gevang. Ek het vir haar gesê ek gaan haar vra. Sy gaan nie weet ek gaan haar vra. En toe het ek met my agent Carmen gereël, luister, ons moet 'n show reël. Ek het hierso verblyf gekry en alles en ja, sy tot die seker 5 minute tot voor ek haar gevra het gedink ek sing vir 'n oom wat 50 word. En jou inspirasie, waar kom dit vandaan? Want jou stories is ook lekker wat jy in jou musiek in verweef of met jou musiek vertel. Pieter, my ding is as ek liedjies skryf, wil ek hê as die mense dit luister, moet hulle goed voel. En dit moet hulle terugdink aan die jonger dae of aan 'n paar jaar terug. Aan die lekker dae. Aan die lekker dae en die tyd van nie worry nie, net lekker kuier, dans en sokkie. Maar dit is gesellig. Dit is wat ek voel. Ek voel ek het my job gedoen as ek een persoon kan laat gelukkig voel en smile. En dis die ding met ons Suid-Afrikaners, nie meer nou nog vir jou ook met die boer agtergrond goeders. Daar is maar net 'n manier jy kan by 'n boom stop of jy kan by 'n trekker stop op die plaas en daar kan 'n kuier gebeur. Dis hy. Dit het elke kere gebeur. So dis lekker en dan in daai kry gebeur daar scenario's wat jy, hier gaan ek 'n liedjie oor skryf. So dis troue en jou vorige liedjie was ook kan jy lekker vasdans of wat, né? Meisie wat kan vasdans. So kan jy lekker vasdans? Ek nie mal steek kry nie. So die dans is klaar uitgewerk vir volgende week se troue, jy weet. Ja, jy het klaar geoefen. Jou aanstaande gaan nou maar al die draaiwerke goeders doen en jy gaan nou maar net so uitpaas die kant en so. Né? En cool lyk. En goed lyk. So die bruidegom. Nou van meisie kan jy vasdans. Nou jou nuwe enetjie toe, dans op jou tone. Ja, dans op my tone of eintlik meisie. Eintlik was daar 'n paar tussen van meisie tot nou toe. Annabel, help 'n bietjie. Help 'n bietjie is ook eintlik 'n liedjie wat ek geskryf het net voor ek verloof geraak het. Dit is eintlik vir die ouens wat sukkel om my meisie te vra. Jy sien ja, dan toe help ek myself. En dit het jou gehelp? 2-3 weke daarna toe help ek myself en toe kom ek kry ek 'n liedjie, bring ek 'n liedjie uit met Flippen wat sy naam Flippen Nice is. Flippen Nice is net so Flippen Nice, ja. Dis Flippen Nice. En nou is ons by dans op my tone. Nou waaroor gaan dit? Vertel gou vir my. Hierdie liedjie is pretend vir daai, ek dink enige persoon het al as hulle gesokkie het op iemand se tone getrap. Ja, nee, ons doen dit altyd. Dit is 'n feit. Dit is 'n feit.
As jy gesokkie het jy al op iemand se tone gedrap, maar die liedjie kan jy nou as prins op iemand se tone drap. En jy weet presies, ek meen almal het dit al oorgekom en dit is nou vir my lekker want jy skryf 'n liedjie oor stories wat jy dalk al self oorgekom het en wat jy gehoor het van ander mense. Dit het al baie gebeur. Naals, blou naals, het dit al gebeur met die gesokkiery. Maar as jy nou op 'n meisie se toon trap, Wensel, ek meen jy's 'n groot seun. Dis hy. Dan voel hulle dit. Het jy 'n tweede ronde kon dans? Kry mens jammer. Nee, ek was maar ons los maar eerder. Hoe skryf jy 'n liedjie? Skryf jy hom eers, sit jy met die gitaar, werk jy saam met iemand, is dit maar 'n ding wat jy alleen doen? Pieter, dans op my tone het ek op die plaas het ek gesit en ek het net gedink aan wat se liedjies kan 'n mens volgende skryf. En ek het omdat my mark sokkie is, ek wil hê mense moet dans op my liedjies. Toe dink ek, okay, maar toe begin ek soos maar wat gebeur as 'n mens dans? Wat gebeur per ongeluk? Wat gebeur nou nie as ou, jy weet, ja, ek hoor jou. Verstaan, wat gebeur per ongeluk as 'n mens sokkie? En jy trap partykeer per ongeluk op een se tone. So en dis maar waar die liedjie begin het. Kom ons sokkie op ons liedjie. Draai net nog 'n bietjie. Ek fluister in jou oor, trap op my tone. Dan is die man nog 'n regte ou digter. Jy moet nêrens heen gaan nie, ons kuier saam met Wensel vanmôre en sy nuwe enkelsnits natuurlik dans op my tone. En ek kan nie wag om hierdie enetjie met ons kykers te deel nie. Dit gaan 'n lekker enetjie wees. Ek sit natuurlik op my lekker bank terwyl ons gaan dans op ons tone. Jy nou op joune daar, ons en op ons hier.